Nou studies wys dat wanneer mense vreugde in hulle harte het, dat ons kanse minder is om 'n hartaanval te kry, dat ons 'n gesonder bloeddruk handhaaf en dat ons ook neig na laer cholesterol. En daar is ook navorsing wat wys dat vreugde in jou hart jou immuunstelsel kan boost. Nou ek dink dit is baie goed vir COVID ook op hierdie oomblik. Dit kan ook jou stres en jou pyn verminder en dit kan ook jou kanse verhoog om langer te leef. Geen medikasie, net vreugde in jou hart. Nou vanoggend is ook die 3de Sondag in Adventstyd en jy sal sien dat hier alreeds 2 kersse brand en vanoggend steek ons die 3de kers aan, die 2 kersse wat alreeds brand. Wat ons alreeds herdenk het is die kers van hoop en ook die kers van liefde. Vanoggend steek ons die kers van vreugde aan en ons gaan 'n bietjie meer daaroor gesels en dan is dit nog die kers van vrede wat oorbly en die Christuskers wat ons dan aansteek op Kersdag. En hoekom vier ons Advent, hierdie 4 Sondae voor Kersfees? Dit is omdat ons wag vir Jesus Christus om gebore te word en vanoggend sê ons is opgewonde, ons sien uit vir hy wat ook vir elkeen van ons gebore word, wat ons ook weer herdenk op Kersdag. Ek gaan so 'n oomblik gee vir stil gebed en ek wil regtig net hê jy moet sommer vanoggend in jou hart dink aan die dinge waaroor jy bly is, waarvoor jy dankbaar is en waaroor jy kan feesvier vanoggend, ook in 'n tyd wat dalk nie so maklik is nie. Kom ons bid saam. Ja, Vader, wanneer ons vanoggend hier in u kerk sit en ons moet maskers dra en ons kan nie sing nie, Here, dan weet u, dit is nie vir ons lekker nie. Here, maar aan die ander kant, dan kan ons vanoggend ook hier sit, Here, met soveel blydskap in ons hart, oor soveel goed wat ons wel het. Here, en een van die grootste goed wat ons het, is wat ons ook nou Kersdag gaan herdenk. Here Jesus, dat u mens geword het, dat u in ons skoene kom loop het,
ook hier op aarde, dat U geweet het, toe U ook hier geloop het, dat dit nie vir ons maklik gaan wees nie. Here, maar dat U ook vir ons beloof het, dat U ons nooit alleen sal los nie, dat U saam met ons sal stap hier op aarde. Here, en daarvoor is ons vanoggend baie dankbaar. Here, en het ons baie vreugde in ons harte. Here, en ons kry dit net van U af. Here, wanneer ons vanoggend bietjie saam kyk in die woord, ook oor vreugde, Here, en ook moeilike tye waar daai vreugde gebring het. Here, mag ons daarmee vereenselwig vanoggend, mag ons in ons harte weet, Here, dat die boodskap ook wat U vanoggend vir ons bring, vir elkeen van ons is. Ons bid dit in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend gaan die teksgedeelte nou nie op die bord verskyn nie, so ek gaan eers so ietsie daaroor sê. Ons gaan vanoggend saam lees uit Jesaja 61, so as jy dit dalk op jou foon of in jou Bybel wil soek, is jy meer as welkom om so te doen. Nou in Jesaja 61 kom daar 'n onbekende profeet, ons lees nie in die Bybel wie dit is nie, kom na die ballingskaptyd na die volk toe. En hy bring vir hulle 'n boodskap van hoop en van verlossing. Nou, die mense was moedeloos in daardie tyd toe hulle net uit ballingskap uitgekom het. Die Here het hulle na hulle land toe teruggebring en die Here het vir hulle ook 'n belofte gegee en gesê, ek gaan julle voorspoedig maak in die land waartoe ek julle terugbring. En die oomblik toe die volk nou in hulle land kom, het die Here nog nie sy belofte vervul nie. En hulle het gekom met hierdie verwagting en gedink, hulle gaan 'n gelukkige en 'n geseënde lewe hê en dit gaan sommer nou dadelik begin, maar dit was nie so nie. Die Here het eers nog 'n plan gehad met hulle. En hulle het teruggekom in die land en die stede was verwoes en op landbou en ekonomiese front het daar ook eintlik niks aangegaan nie. En die stede was in pyn. En ons gaan vanoggend saam lees uit Jesaja 61 vers 1 tot 4 en dan ook van vers 8 tot 11. Vers 1, die Gees van die Here, my God, het oor my gekom, en die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, en om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het, waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos, en die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee, in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid en blydskap in plaas van hartseer. En hulle sal genoem word bome van redding, en die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeueoue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê, en hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. En dan van vers 8 af, ek is die Here, ek het die reg lief, ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het, en ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. En hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. En almal wat na my volk kyk sal besef dat hulle 'n volk is wat deur die Here geseën is. Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek, en ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan. En soos die grondplante laat uitsprei, soos die plante in die tuin wat vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning, en laat hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. Nou, wanneer ons vanoggend hierdie gedeelte lees, dan is dit baie duidelik dit wat God vir hulle beloof het, en nie net vir hulle nie, ook vir ons wat hier sit vanoggend. Nou eerste, wil ons gou kyk met wie het ons hier te doen. Eerste het ons hier te doen vanoggend met 'n onbekende profeet, wat 'n gesalfde van die Here is, lees ons vanoggend in die teks. Nou, dit is belangrik om te onthou dat in die Ou Testament was konings gewoonlik gesalf. So in hierdie teks word daar duidelik beklemtoon dat hierdie profeet wat gestuur is, hy het 'n roeping oor sy lewe gehad, die Here het hom gesalf. En dan tweedens met wie ons hier te doen kry, is die mense
na wie toe hy gekom het. Die mense wat nou net uit ballingskap uitgekom het. Nou die eerste groep is die armes en die hulpeloses, die wat fisies swaar gekry het in ballingskap, die wat teruggekom het in hulle land, en ekonomies en polities is al eintlik vir hulle niks oor nie. Die tweede groep mense het hy ook gekom na die moedeloses, die wat sy harte stikkend was na ballingskap, wat emosioneel regtig swaar gekry het op hierdie stadium. En derdens het die profeet ook gekom na die gevangenes. Die Here het vir hulle gesê, ek gaan julle vrylaat. En die profeet het dit ook kom aankondig. Nou God kom in Jesaja 61 deur sy gesalfde profeet en hy kom bring die goeie nuus vir hierdie mense. Nou, ek moet vanoggend vir jou sê, as ek dalk een van hulle was, sou ek dalk so 'n bietjie skepties gewees het oor hierdie goeie nuus wat hierdie profeet uit nêrens, wil mens amper sê, uitbring nie. Want hierdie mense het so swaar gekry. Hulle kom terug en hulle verwagting is teleurgestel. Dit wat hulle gedink het hulle gaan daar kry, het hulle toe nie gekry nie. Of sal ons vanoggend sê, het hulle nog nie gekry nie. En dan bo-op dit kom God, hy sê vir hulle, hy bring vir hulle die goeie nuus, vers 1 tot 3, en dan kom hy in vers 4 en hy sê, maar ek bring nie net vir julle hierdie goeie nuus nie, julle moet nou nog iets vir my doen ook. Hy gee vir hulle 'n taak en hy sê vir hulle, nou moet julle julle stede herbou, hierdie stede wat op die grond lê, julle moet dit nou nog herbou ook. En dan begin vanoggend se teks so, die Here het my gestuur om vir julle 'n blye boodskap in nood te bring. Nou, ek dink die Israeliete het dalk die vraag gevra, wat is hierdie blye boodskap nou eintlik? En vanoggend vra jy dit dalk ook? Nou in hierdie teksgedeelte in Jesaja 61 kan die woord blye boodskap ook met evangelie vertaal word. Nou ons almal weet wat is die evangelie, en dit is Jesus Christus wat vir elkeen van ons kon verlos het, en dit het eers in die Nuwe Testament gebeur, maar die blye boodskap is die evangelie wat ons vir mense kan bring. So die goeie nuus is vir hulle toe nou ook gebring. Nou as ons vanoggend praat oor goeie nuus, dan dink ek die goeie nuus in daai tyd en die goeie nuus vandag lyk nie eintlik soveel anders nie. Dit is presies dieselfde boodskap, presies dieselfde evangelie. Partykeer raak ons mense soms 'n bietjie verward en wil ons 'n evangelie vertel wat ons dalk so 'n bietjie wil verander of dalk so 'n bietjie wil aanpas, maar die evangelie bly staan. Niks kan daar rondom verander nie, want dit is die waarheid van God. Nou as jy moet kyk na goeie nuus vandag, dan is daar nou maar eintlik bitter min goeie nuus. Ek bedoel net as jy nuus kyk in die aand 7 uur, dan is dit eintlik maar net negatiewe nuus en so nou en dan 'n rugbyspan wat wen as ons gelukkig is. Maar in hierdie jaar was goeie nuus ook nogal skaars vir ons, net soos wat dit was vir die Israeliete. En wanneer daar wel positiewe nuus was, het dit hierdie jaar voel dit vir my eintlik so vinnig oorgewaai en dan word ons net weer oorspoel met die negatiewe nuus. As ons nou maar net kyk in die situasie waarin ons is met die pandemie, hoor ek in die week ook oor die nuus dat hierdie tweede golf ons eintlik eers moes getref het in Februarie, einde Februarie, en hier is hy al klaar, nog in 2020. Nou ek dink as ek 'n Israeliet was, sou ek, toe ek uit ballingskap uitgekom het, sou ek ook gesmag het na goeie nuus, na iets wat my hart bly maak en iets wat vir my hoop gee. En toe hulle terugkeer na hierdie land, het hulle drome gehad en hulle het verwagtinge gehad van 'n gelukkige en 'n geseënde lewe. En hulle is toe teleurgestel. En ons lei af uit Jesaja 62, net die hoofstuk daarna, vers 8, dat hulle baie hard gewerk het om weer te saai en om weer te plant en om weer hulle stede te herbou. En in ballingskap is dit ook vanoggend belangrik as ons die konteks wil verstaan, om te onthou dat toe hulle so swaar gekry het, is hulle gestroop van hulle menswaardigheid, hulle dignity, soos die Engelse sê, die strukture wat hulle onderdruk het. En dan moet jy onthou dat mense hulle ook teleurgestel het in ballingskap. En dan kom hierdie profeet in die vorm van 'n mens om vir hulle die goeie nuus te bring.
Ek wonder of sy ook om 100% geglo het. Ek sou dalk so 'n bietjie in hierdie ou getwyfel het. Wanneer die Israeliete dink dat die Here hulle gelos het, dalk het jy ook al so gevoel in jou lewe. Wanneer jy dalk al gevoel het dat die Here jou gelos het, stuur die Here die profeet vir die Israeliete in Hoofstuk 61. En wat vir my nogals interessant was in hierdie teksgedeelte, is dat die goeie nuus was ook vir gewone mense, en was ook vir die wie se harte regtig stikkend was. Ek dink, vandag se tyd is nie veel anders as in daardie tyd nie, wanneer jy baie mag gehad het, wanneer jy ryk was, dan kry jy iets baie makliker reg in hierdie wêreld. Vandag kan ons nogal saamstem, nie? Wanneer jy mag het, en wanneer jy status het, dan kry jy iets baie makliker reg. En mense sou dink die goeie nuus, hierdie tipe mense sou die goeie nuus dalk eerste gekry het. Maar nie in vanoggend se teks, die goeie nuus is vir die gewone mense en vir die gebroke mense, wat eintlik ook niks het om te gee of om te bied nie. Nou, van watter goeie nuus presies praat ons hier vanoggend? Die eerste een is dat ons praat vir die goeie nuus vir die gevangenes. Nou, die profeet kom in vers 1, hy sê, julle gevangenes, julle gaan vrygelaat word. Die Here het vir my gesê, ek moet vir julle kom sê, om vrylating aan te kondig. Maar dan is daar geleerdes, wat ook hierdie teks ontleed, wat sê, hierdie goeie nuus vir die gevangenes, is eintlik ook maar net 'n metafoor, vir enige iemand, wat skuld het, vir enige iemand wat in hulle eie tronk toegesluit is, vir enige iemand wat hierdie sonde beleef. Nou, skuld of sonde kan jou nogals vasketting en kan jou nogals in 'n tronk sit. En ons mense is baie lief daarvoor, nê, om hard op onsself te wees en ons eie tronke rondom ons te bou. Jesaja 61 sê dat God maak die tronkdeure vir sulke mense oop. En ek wil graag hê jy moet vanoggend vir jou die vraag vra, en ek moes dit vir myself ook vra, waar hak jy vas? En wat is hierdie kettinge wat jou dalk vashou? Vers 4 en vers 5, het ons nou vanoggend gehoor dat die goeie nuus beteken ook 'n taak en 'n opdrag. Ja, die Here sê vir ons, vat hierdie goeie nuus vir jou, want ek het dit vir julle gebring. Maar ek gee ook vir julle 'n taak en 'n opdrag. Nou, jy het seker al gehoor dat mense praat vandag, hulle sê, God is nie net 'n God vir nou nie. God is 'n God van die verlede, hy was nog altyd daar. God is 'n God vir nou, en hy's ook 'n God vir die toekoms. En vir Israel was dit presies dieselfde. Hy was vir hulle ook 'n God vir die toekoms van hulle land. Hulle het dit geglo, met hart en siel, totdat hulle daar aangekom het. En toe het hulle 'n bietjie gewonder en getwyfel. Nou, vanoggend wil ek vir jou dieselfde vraag vra. As gelowiges is ons veronderstel om te sê, ons glo 100% dat die God van daai tyd, wat die God van die toekoms was, nog steeds die God is van die toekoms van hierdie land. Maak nie saak hoe dit gaan nie. En nog steeds die God is van die toekoms van hierdie wêreld. En ek moet vir jou sê, partykeer twyfel ek 'n bietjie daaroor. Maar as gelowiges, moet ons dit glo. Moet ons dit 100% in ons harte glo. So ek wil graag hê jy moet vanoggend hoor, en ek moet ook vanoggend hoor, dat die goeie nuus nie net gehoor moet word nie, maar dat die goeie nuus ook gedeel moet word. En dit is so die boodskap van Kersfees, waar ons nou ingaan. Die een kommentaar wat hierdie gedeelte ontleed, sê dit so mooi, om 'n Christen te wees, het nie net te doen met glo en bid nie, maar ook met klip en sement. Ek gaan dit weer sê, om 'n Christen te wees, het nie net te doen met glo en bid nie, maar ook met klip en sement. Die realiteit is dat ons vanoggend vir mekaar kan sê, dat hierdie wêreld is stikkend. Ons sien dit elke dag, daar waar ons is. Maar hierdie wêreld is al eeue lank stikkend. Van die sondeval af, van Adam en Eva af, is hierdie wêreld al stikkend. En dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid,
om hierdie wêreld te help bou. Te begin regmaak aan hierdie stukkende wêreld. En dit vra harde werk. En dit sal nooit volmaak wees nie. Die Here het vir ons ook so gesê, die wêreld sal nooit volmaak wees nie. Maar hoe die ou mense gesê, dit vat pik en graafwerk. Dit is nie so maklik nie. Nou ek wil jou graag uitdaag, ook in hierdie feestyd wat kom, is dat jy nie net hierdie goeie nuus vir jouself moet hou nie, want dit is nie ons roeping nie. Ek wil jou uitdaag om hierdie goeie nuus en hierdie vreugde in jou hart, ten minste met een persoon gaan deel, of dit is met iemand wat vir jou werk, of iemand wat jy raakloop, iemand wat jy dalk nie so goed ken nie, of dalk iemand wat jy goed ken. Gaan deel dit, want dit is 'n geseënde Kersfees, waarvan die Vader praat. Ek wil vanoggend afsluit, en jy sou dalk as jy opgelet het vanoggend gesien het, dat die nagmaalbeker en die broodbordjie staan. En dit is so ongepas eintlik, as ons dit nou wil so sê, in die kerkjaar. Want wanneer Jesus Christus gekruisig is en gesterf het, dan herdenk ons ook die nagmaal. Maar vanoggend herdenk ons vreugde, die vreugde in ons hart. Nou sal jy vra dalk, hoekom staan dit hier? Maar wat as ek vanoggend vir jou sê, dat die nagmaal, ons kan dit nou nie vanoggend saam gebruik nie, dit sou nou great gewees het, maar as gevolg van COVID mag ons dit nou nie doen nie. Maar ek wil jou uitdaag om dit dalk sommer by jou huis te gaan gebruik, sommer net so in jou binnekamer, maar die nagmaal is eintlik ook 'n vreugdefees. Van die pyn en lyding wat Jesus Christus verduur het daar aan die kruis, dra vrug vir elkeen van ons. Want sonder dit sou nie een van ons hier gewees het vanoggend nie. Sou dalk hier gewees het, ons sou nie gered gewees het nie. En so die nagmaal is ook 'n vreugdefees. Dit is nie net 'n vreeslike hartseer storie nie. So hierdie Kersfeestyd moet ons ook die vrug van Jesus se pyn en lyding hier op aarde, dit wat hy kom doen het toe hy gebore is hier op aarde, ons moet dit ook gaan uitdeel vir die wêreld. En ons hoor dit, ons almal weet ons moet dit doen, maar doen ons dit regtig? Ek wil jou regtig uitdaag om dit met iemand te gaan deel, ook hierdie Kersseisoen. En mag jy regtig ook vreugde in jou hart ervaar, dat jy gered is deur die koning van hierdie wêreld. Amen. Vader, vanoggend lees ons uit Jesaja 61 en besef ons, Here, dat ons so kan vereenselwig met u volk. En Here, mag ons vanoggend so deel voel van u volk. Here, mag ons hierdie beloftes wat u vir ons gee, ook vir elkeen van ons vat. Here, en wanneer ons twyfel, mag u ook die Heilige Gees in ons harte laat werk, dat ons nie sal twyfel nie, dat ons dit net vir onsself sal vat. En Here, ons weet, dat al is dit nie vir ons altyd so maklik om te praat en om hierdie boodskap te gaan deel nie. Maar Here, wys vir ons hoe ons dit kan doen. Dalk kan ons dit net doen deur iets vir iemand anders te beteken, dat hulle ook Jesus se liefde in ons lewens sal raak sien. Here, mag ons nie net praters wees nie, maar mag u regtig elkeen van ons toerus en vir ons die krag gee, dat ons hierdie Kersseisoen ook sal uitgaan. En ook die vreugde wat u in elkeen van ons se harte sit, mag ons dit ook met ander mense gaan deel. En Here, mag Kersfees regtig wees, omdat u vir elkeen van ons gebore is. Here, wees asseblief met ons land. Here, dankie dat u 'n God is ook van die toekoms van hierdie land. Here, en vanoggend wil ek ook spesifiek kom bid vir die mense wat siek is, ook in ons gemeente. Here, u weet hulle pyn, Here, u weet hulle kry swaar. Here, en mag ons vir hulle ook daar wees. Mag ons u liefde en u bloed ook oor elkeen van hulle bid. En mag u hulle oppas en mag u hulle versterk. Here, en al wat ons kan vra is, Here, laat u wil geskied. Here, dankie vir al die reën wat op buite geval het. Here, ons besef net weer vanoggend ons afhanklikheid van u en dat ons niks is
sonder U en dat ons niks kan doen sonder U nie. Here, mag elkeen wat vanoggend ook hier is en ook die res van ons gemeente ook vandag 'n geseënde Sondag hê. En mag ons regtig U teenwoordigheid by elkeen van ons voel. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ook nou met jou en jou familie wees. Amen.